Goeiemôre almal, wees gegroet in die wonderlike naam van Jesus op hierdie geseënde donderdagoggend. Ek hoop dat dit gaan sommer baie goed met elkeen van julle en dankie dat ek die voorreg het om met julle 'n woord te kan deel vandag en natuurlik aan God alle eer, lof en heerlikheid dat ek vir julle met woord kan bedien. Nou, kind van God, ons lees in Markus 4 vanaf vers 36. Lees ons die storie waar Jesus en sy disippels na die oorkant toe gevaar het. En tydens hulle vaart het Jesus bietjie gaan rus en daar het 'n ewige storm opgesteek. En die disippels het bang geword en hulle het hom gaan wakker maak en sê, Meester, bekommer dit nie u dat ons vergaan nie. Jesus het opgestaan, die wind bestraf en die storm het kalmer geword. En Jesus het gevra, wie julle klein gelowig is, waarom twyfel julle? Nou kind van God, wat ek graag met julle wil deel oor hierdie stuk is, daar's nou een ding, wat ons nie uit ons lewens uit gaan kan sny nie, en dis storms. Ons almal gaan deur storms gaan. Of ons nou so goed beplan, of ons nou ons dinge so goed uitwerk, wanneer 'n storm opsteek, dan gaan daai storm kom, jy gaan hom nie kan keer nie. Maar my boetie en sissa, nou is die vraag, wat doen jy in jou storm? Gee jy oor? Laat jy die storm nou maar alles verwoes in jou lewe? Of gaan jy met geloof staan en sê, dat my God sal hierdie storm stil maak? Want hoekom? Want my God is met my. En dit is die groot fout wat ons baie keer maak, kind van God. Wanneer ons in 'n storm is, dan vergeet ons dadelik, maar Jesus is ook hier so teenwoordig. Ons is so gefokus op die storm, wat die storm veroorsaak, wat die storm kan wegvat van ons. Maar Jesus is daar wat net sê, maar hoekom twyfel jy? Waarom twyfel jy? Dis 'n groot fout wat ons maak, my boetie en sissa. En ek dink dis tyd dat ons geloof na 'n vlak toe vat, wat ons weet, maar luister, maak nie saak wat 'n storm in my lewe kom nie, of het nou finansies is, of het nou gesondheid is, of het nou 'n verhouding is, wat het ook al is. Jesus is elke tree saam met jou. Jesus is daar. Ja, die hartseer ding is, Jesus het nie gesê, daar sal nooit storms oor jou pad kom nie, maar Jesus het wel gesê, in die storm is ek met jou. Selfde hier met die disippels ook. En hulle het gewonder, maar Jesus, hoekom slaap jy terwyl daar 'n storm is? Dis omdat Jesus geweet het, maar wat kan die storm doen? Wat kan die storm doen? Ek is in beheer. En so wil ek hê, jy moet ook weet, my boetie en sissa, die Here is in beheer van alles in jou lewe. Wanneer daar 'n storm oor jou pad kom, kan jy verseker weet, wanneer jy uitroep na die Here, wanneer jy vashou aan jou geloof, vertrou en hoop op Jesus Christus, hy sal jou deur daai storm lei. En weet jy wat, gaan die wonderlike ding wees, aan die einde van daai storm, gaan jy kan terugkyk, en jy gaan sê, maar hoekom was ek bang? Hoekom het ek getwyfel? Kyk, waar is ek nou? Ek is nou op 'n plek wat ek nie gedink het ek sal wees nie, want ek het so gefokus op die storm, maar in plaas van om te fokus op wie is my redder, wie is my verlosser. My boetie en sissa, ek wil graag vir jou bid. Here, ek dra my boetie en sissa nie op vandag. Liewe Here, almal van ons, elkeen van ons, gaan deur storms. Daar is storms in ons lewens, wat ons voel is vir ons te groot. En ons vra, waar is u? Hoekom slaap u? Maar u glimlag, en met 'n woord, met die lig van die hand, kan u daai storm stil maak. Mag elke boetie en sissa van my dit weet, wat vandag deur 'n storm gaan, 'n storm wat net lyk asof het net nie wil bedaar nie, 'n storm wat net lyk asof het nie wil ophou nie, bid ek dat hulle sal weet, in Jesus Christus kan hulle verseker weet, daai storm sal stilgemaak word. En solank hulle geloof in Jesus is, sal hulle nog sterker aan die ander kant uitkom. Ek bid in Jesus Christus naam, mag my boetie hierdie woord vandag vat, hulle eie maak en weet, saam met my God loop ek 'n bende storm en spring ek oor 'n muur, in Jesus Christus naam. Baie dankie Here. Ek bid dit alles gelowiglik in Jesus se naam. Amen en amen. My boetie en sissa, julle moet 'n wonderlike dag verder hê. Kyk asseblief mooi na julleself en natuurlik, as dit die Here se wil is, bring ek môre weer vir julle 'n woord. Tot dan, mooi bly almal. Totsiens.